gaan het met julle? Goed, ek is bly, dit is so voorreg om hier met julle te wees. Baie dankie vir ons voorsangers vir die pragtige liedere en dit is altyd vir my so lekker om hier by julle vandag te wees en jy is op die regte plek vanmorgen. Jy is op God se huis. Jy is op 'n plek waar jy antwoorde kry. Jy is op 'n plek waar jy verkoop word. Jy is op 'n plek waar jy hier uitgaan en jy is nie dieselfde. En dis eintlik al wat gaan. Dis hoekom hierdie plek so spesiaal is. Mense sal die inloop en sê, kyk, is maar 'n klein kerkie hier op die platteland, maar hier gebeur dinge. Is dit nie so? Baie goed om by te wees. Wees gegroet in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Ek hoop u sal 'n wonderlike dag en 'n wonderlike diens hier saam met ons hê. Kom ons staan nou saam, soos ons nou saam sing. Dankie aan die sitplek te neem. Dankie aan ons voorsangers. My opdrag vanmôre is om met u te gesels oor hoe moet ek my toekoms met God verbeel? Hoe moet ek my toekoms sien? Soveel mense gaan deur die lewe dag na dag, maand na maand, salaris inbetaling na salaris inbetaling, pensioen inbetaling na pensioen inbetaling. En elke dag is maar net meer van dieselfde. Op 'n dag meer agter die lewe is baie gewoon, baie gemiddeld. En leef jy werklik ten volle? Dit is 'n groot vraag. Is jy besig om jou beste lewe saam met God te leef? Of gaan jy maar net aan, elke dag, selfde ding. Ek wil 'n bietjie gesels vanmôre oor hoe verbeel jy jou toekoms met God? Hoe kan jy dinge bietjie anders doen? En ek het praktiese, daar's 'n paar praktiese goed. Ek sê dit want ons is aan die einde van die jaar. En
Dis stupid, maar ons doen dit. Gewoonlik hierdie tyd van die jaar raak ons baie reflektief. Nee. Ons begin dink, wat ons besef, dis nog 'n jaar wat verby is, dis nog 'n jaar van my lewe, wat ek nooit gaan terugkry nie. Wat het ek in hierdie jaar gedoen? So dis my boodskap, dis my opdrag vanmôre, en ek sien baie uit om met hierdie oor te gesels, want dis eintlik so belangrik. Kom ons bid saam. Here, dis vir ons 'n voorreg om hier saam te wees, dis vir ons 'n voorreg, Here. Dankie vir elke persoon vir die tyd uitgekoop het om hier te wees. Dankie, Here, vir elke persoon wat hulle harte oopmaak vir die Gees, vir die woord. Seën hulle die byeenkoms in Jesus naam. As jy nie doelbewus oor jou toekoms dink en jou toekoms beplan, gaan jy nêrens heen. Jy gaan soos iemand wees wat op 'n, jy weet, ek hou van gym. Ek is klein nou, maar ek hou van gym. Maar iets wat ek nie baie van hou nie. Ek hou van die gewig. Ek hou nie van 'n tredmil. Ek hou nie van die cardio nie, ek moet dit doen. Ek haat dit, maar ek moet dit doen. Want ek hou my hart gesond. Maar een ding wat vir my, wat ek nou glad nie baie van hou nie, is om te hardloop op 'n tredmil. Ek is nie goed, ek is nie helemaal goed aan vir hardloop nie. Maar om te loop of te hardloop op 'n tredmil is baie goed vir jou. Maar ek hou nie daarvan nie, want ek voel altyd, ek loop my dood en ek kom nêrens uit. Ek wil daai voorbeeld gebruik dat as jy nie dink en doelbewuste verandering in jou lewe aanbring, dan is jou lewe soos 'n tredmil. Jy loop elke dag, jy word elke dag, jy leef, jy word elke dag wakker, maar jy gaan nêrens heen nie. Jy's nie op pad ergens. Ek wil begin met 'n vraag vir julle elkeen. Wil jy op pad wees ergens? Wil jy volgende jaar moet 'n beter jaar wees as hierdie jaar? Wil jy moet aan die einde van hierdie jaar kom of aan die einde van volgende jaar en jy moet 'n beter mens wees as hierdie jaar? Om te streef na groei. Om te streef na God se wil en die realisering daarvan in my lewe. So, die ding met die uitdaging met hierdie ding, is 'n mens se toekoms, is dit wil seker vir my gaan na die volgende stap. Ons toekoms is vir ons ongekiend. Jy weet nie. Jy weet wat jy voor in die toekoms. Dink aan, volgende jaar is nou nog 'n jaar. Wat jy voor in daai jaar? Is dit al die jaar dat jy daai groot deurbraak in jou lewe kry? Is dit die jaar wat jy een van die grootste uitdagings in jou lewe gaan kry? Wat het jy voor in 2026 vir my en vir jou? Wat is dit wat voor jy? En ons toekoms is dikwels onduidelik. Jy weet, dis 'n pad wat jy loop, maar dis asof jy het loop in die mis. En jy sien net 'n entjie voor jou, jy sien dalk net, jy weet, ek meen ons almal het, jy weet, ons almal probeer beplan vir ons ou dae, en ons begin vooruit beplan, maar eintlik loop ons in die mis. Ons weet nie heeltemal waarheen ons gaan nie. Ons sien dalk die kruin van die berg daar, jy weet, vaag weg. Maar eintlik is dit versteek. Ons kan eintlik sien wat voor lê. Hoe moet ek voortgaan? Hoe moet ek vorentoe beweeg in 'n toekoms in wat onseker is? En dis interessant, ek doen baie kursusse en ek het nou hierdie jaar baie goed gedoen by die universiteit se besigheidsskool en ek stel baie belang in hierdie goed, in leierskap en
ons lewe in 'n wêreld wat ongelooflik onseker is. En elke dag raak dit meer onseker. Polities is dit ongelooflik. Ons omstandighede en ons omgewing verander. Ek hoef nie vir julle dit te sê nie, as ek reg. Ek is seker dit lyk nie net hier dieselfde as wat gelyk het 20, 30, 40 jaar. Die wêreld verander en dis 'n tyd van onsekerheid. Jy weet, en hoe mens met daai verandering en daai onsekerheid werk, dit is 'n uitdaging. Dis 'n uitdaging vir ons as Christene. Nee. So, die skriflesing wat ek vir jou wil gee, volgende slide. Die skriflesing wat ek vir jou wil gee, ek is nou jammer, dit lyk nou 'n bietjie klein, maar alles wat daar staan gaan ek sê, so nie worry. Dis 'n kort skriflesing wat ek is seker meeste van julle het hierdie skriflesing al in 'n dagstukkie of op 'n kaartjie of iets gesien. En dit is uit Jeremia 29 vers 11. Ek wil moet luister. Ek weet wat ek vir julle beplan. Ek weet nie, jy weet nie, maar God weet. Ek weet wat ek het. En om net 'n bietjie te stop by daai vers, daar's iets wat jy moet besef wanneer jy daai vers lees. God het 'n plan vir jou. Dit is die mens aan. Die eerste aanname wat jy maak is, God het nie vergeet van jou nie, of God laat jou nou maar nie net, God het nou maar nie teruggesit. Daar's teologie wat dit sê, nie? So met monisme, waar hulle sê, God het die aarde gemaak, en nou sit hy terug en hy kyk maar hoe spin hy. Regtig? Dis nie hoe God is nie. God het 'n plan vir jou. Ek weet wat ek vir julle beplan, sê die Here. So ek wil hê jy moet daai ding in jou kop kry, dat God het 'n plan vir jou, en hy wil nie hê jy moet elke dag net op die trekmil loop en nêrens kom nie. Voorspoed en nie teenspoed. Is dit nie mooi nie? God se plan vir jou is voorspoed, nie teenspoed. Ek wil vir julle 'n toekoms gee, 'n verwagting. Ek wil hê jy moet ergens gaan. Ek wil hê jy moet opgewonde wees. Weet jy wat is 'n verwagting? Wie van julle het al 'n verwagting gehad? Almal van ons, nee. Was jy al 'n kind? Jy moet dink aan toe jy 'n kind was. En dit was jou verjaarsdag. Nou, my dogtertjie verjaar in Mei, einde Mei. So haar verjaarsdag is nog al meer as 'n halwe jaar weg. Sy sê nou al vir my, elke tweede dag wat sy vir haar verjaarsdag wil hê. Dit verander natuurlik elke tweede dag. As julle kinders op so, baie kleintjies op so, ja. Hulle beplan vir hy. Hoekom? Want hulle het 'n verwagting. Dis 'n verwagting. 'n Verwagting is nie net ek wat nou maar wag vir iets om te gebeur nie. 'n Verwagting is half daai, ek kan nie wag, ek kan eintlik nie wag nie. Dit is 'n verwagting, dit moet nou om iets gaan gebeur. Daar gaan 'n verandering kom, ek gaan gesê word dit my kinders, soos ek gaan 'n geskenk kry. Iets gaan gebeur. 'n Verwagting is 'n positiewe woord. Nee. Jy moet weer opgewonde raak, soos jou kind 6 maande, soos toe jy 'n kind was 6 maande voor jou verjaarsdag. God het iets wat hy vir jou wil doen. God het iets wat hy vir jou wil gee. Hy wil jou 'n beter lewe gee. Hy wil jou 'n toekoms. Nou, die interessante ding, baie mense ken hierdie vers, nee. Dit is 'n baie bekende vers, baie gewilde vers. Weet jy wat is die interessante ding van die konteks? Jeremia skryf hierdie in 'n brief. So wanneer leef jy net vanaf? Jeremia leef in die tyd van die Babiloniese ballingskap. Nou dit beteken, dis so 600 jaar voor Christus. So 600 jaar voor Jesus gebore is, met ander woorde, 2600 jaar, bietjie meer as dit gelede, is die Noordryk, die twee stamme van Israel, Juda en Benjamin, die Noordryk, die Suidryk, nie die Noordryk, die Suidryk, jammer, die Suidryk, wat ons maar net noem Juda, hulle is deur die Babiloniërs in ballingskap geneem. Ken julle die storie? Baie belangrike storie.
Jerusalem is ingeval, later word die tempel ook nog vernietig. En hulle word gevat van waar hulle bly, na 'n vreemde land, met vreemde mense, vreemde taal, vreemde kultuur, vreemde godsdienst. Wat verloor hulle? Alles. Hulle verloor hulle huise, hulle verloor hulle kultuur tot 'n mate, hulle verloor hulle tempel, hulle verloor hulle land. Jeremia skryf daai woorde, gaan net terug. Jeremia na die vorige slide asseblief. Jeremia skryf daai woorde. Ek weet wat ek vir julle beplan, sê die Here, voorspoed en teëspoed nie. Ek vir julle toekoms gee verwagting. Hy sê dit vir mense wat alles verloor het. Wat in 'n vreemde land, verbeel jou gou, net om jou dit te laat inleef. Verbeel gou vir 'n oomblik die Russe val nou Suid-Afrika in. Dis nou 'n stupid voorbeeld, maar kom ons doen. Die Russe val nou vir Suid-Afrika in. En hulle vat hulle vat jou en jou vrou en jou kinders, of jou man en jou kinders, ook al vat hulle, en hulle vat julle nou Siberië toe. En plant jou daar in 'n klein dorpie en sê, okay, kom, dra by tot die ekonomie. Hoe sal jy voel? Hoe sal dit vir jou wees? Sal jy jou moed verloor? Sal jy hoop verloor? En nou kom iemand en sê hierdie woorde vir jou? En dit is die konteks. Dis die konteks. En dan, want net voor daai vers sê hy vir hulle, bou huise en gaan woon daarin. In Jeremia 29 vers 5 tot 7, hy sê vir hulle, bou huise en gaan woon daarin. Plant tuine, soek vrede in die stad waar julle is. Hy sê, julle is in 'n moeilike situasie. Julle is in 'n vreemde situasie. Jy is nie meer in jou comfort zone nie. Jou wêreld verander. Jy sit die nuus aan en dit lyk anders. Jy's in 'n vreemde plek. Jy voel die wêreld wat jy geken het jare gelede is nie meer daai wêreld nie. En Jeremia sê vir hulle, gaan bou huise. Gaan bou huise. Maak jou toekoms waar jy is. Maak jou toekoms waar jy is. Dis wat ek vir hulle sê. Hy gee vir hulle hoop. En hoop is 'n belangrike woordjie daar. Ek wil vir jou hoop gee. Jy gaan die Hebreëse woordjie vir hoop is tikwa. En dit kan ook 'n tou beteken. Jy het geweet. Die Hebreëse woordjie vir hoop is ook tou. So as ek gee vir iemand hoop, is soos om te sê, ek gee vir jou 'n bietjie tou. Ek gee jou iets om aan vas te hou. En is gewoonlik die idee is die tou van 'n anker. Ek gee jou iets om aan vas te hou. Dis soos die tou van 'n anker. God se belofte is nie 'n vinnige uitweg nie, maar dis 'n rigting, it's a direction. Dis 'n rigting, 'n toekoms geanker in hoop, ten spyte van en te midde van moeilike omstandighede. Jy impres my nie as jy dinge bereik onder maklike omstandighede nie. Jy impres my nie as jy wonderlike dinge bereik wat jou pa of jou ma het bereik en hulle gee dit maar net so oor jou. Jy impres my as dinge teen jou tel. En al die odds teen jou is. En jy bereik iets, dan impres jy my. Ek wil vir jou 3 ankers, 3 toue van hoop gee vanmôre. Net om vir jou te sê, hoe kan ons voortgaan? Wat moet jy doen? En ek hoop regtig, hierdie is nie net 'n preek wat jy nou gaan, ek hoop nie gaan vergeet nie. Dit mense vergeet meestal maar preke. Maar hier is vir jou 3 ankers. Identiteit, komfortbestemming, getrouheid in die klein dinge en 'n toekoms groter as jouself. Kom ons gaan 'n bietjie na die eerste anker. Identiteit, komfortbestemming. Efesiërs 2 vers 10 sê, ons is immers sy maaksel, sy skepsel, sy skepping. Jy is God se skepsel. Hy ken jou. Hy ken jou beter as jy jouself ken. Hy het jou gemaak.
geskape in Christus Jesus, om goeie werke te doen, wat God vooruit vir ons voorberei. Vooruit vir jou voorberei. Sien jy elke keer hierdie toekomsvisie wat jy kom? Voor jy kan verstaan waartoe jy wil gaan. En hierdie is so 'n belangrike beginsel in die lewe. Kan ek vir jou gou iets sê? Hierdie goed wat ek dink vanmôre vir jou sê, dit gaan werk vir jou in jou persoonlike en jou geestelike lewe, maar dit gaan werk in jou werkslewe. Dat as jy 'n besigheid het, gaan dit in jou besigheidslewe werk, dit gaan in jou verhoudings werk. Die eerste ding wat jy moet verstaan is nie waar jy op pad is nie, maar wie is jy? Wie is jy? Want dit help veel, jy dink aan die toekoms, jy dink aan waar jy wil gaan, maar jy verstaan nie wie jy is en hoe jy in daai toekoms inpas nie. Wie is jy? Wat maak jou jy? Dis 'n interessante vraag, nee. Maar wat maak jou jy? Jy weet, as jy nou vir mense voorstel, as jy jouself aan mense voorstel, hallo, ek is nou so en so. En mense vra, okay, vertel my 'n bietjie van jouself. Wie is jy? Wat sê jy vir hulle? Ek dink in jou kop, ek gaan nie vir iemand vra nie. Maar wat, as ek nou vir jou moes vra, hallo, is nou lekker om jou te ontmoet. Sê my 'n bietjie, wie is jy? Jy sou nie jou naam sê natuurlik, maar sê niks. Wie is jy? Hoe definieer jy jouself? Hoe sien jy jouself? Is jy en ek bedoel dit nou, is jy selfbewus, nie soos hulle selfbewus nie, maar is daar selfbewussyn in jou? Dat ek is bewus van myself en wie ek is. In Engels is dit, in Engels werk dit beter. Dis nie self-conscious nie. Self-conscious is as jy weet, vir jou snaaks. Dit is self-awareness. Sê hulle met my. Het jy self-awareness? Are you aware of who you are? En die Bybel gee vir ons maar, hy sê vir ons, weet jy wat, voor jy enigiets sê, jy is deur God gemaak. Wat beteken dit? Jy is spesiaal. Jy het 'n toekoms. Jy het 'n doel. Elke een van julle. Elke een het 'n doel. Dis wat hy wil sê. As jy God se skepsel is, jy het iets wat jy moet doen. You've got something you need to do. God se skepsel, geskape in Christus Jesus, in Christus se beeld, deur Christus se woord. Dit beteken, almal wat vir jou gesê het, jy gaan niks bereik nie, jy's te oud, jy het te laat begin, jy's op die regte plek nie, jy het nie genoeg geld nie, jy's nie slim genoeg nie, jy het nie die regte kwalifikasies nie, jy het nie genoeg tyd nie, jy's nie mooi genoeg nie, jy's te maat, jy's te vet, jy's te jonk, jy's te oud. Almal wat vir jou al daai goed gesê het, dit beteken dis verkeerd. En jy kan nie daai goed teen jou hou nie. Almal wat vir jou gesê het, jy's nie goed genoeg nie. Die teks sê jy is goed genoeg. Dis iets om daai self-awareness te kry. Skielik te besef, maar ek het waarde. Ek is nie 'n nobody nie, ek is nie 'n loser nie. Ten spyte van alles wat my mense het, kan ek vir julle sê hoeveel mense het al vir my gesê. Ek kom ook hier van die syde af soos julle, ek het ons al baie vir julle gesê. En mense dink ons is 'n bietjie aan die ander kant van die trouwensprong. As ek vir mense sê, as mense van waar kom jy dan, Chris? Ek sê vir van die syde van Joburg. Ek sê, mense sê vir ons goed, maar ons hou nie maar goed. Inteendeel, jy gebruik dit as brandstof om vorentoe te gaan. So verstaan eers wie jy is en om te verstaan wie jy is, moet jy ook verstaan wie jy nie is nie.
verstaan wie jy is, moet ook weet wie jy nie is. Dit gaan op die kant. Ek wil vir jou sê, jy is nie 'n loser nie. Jy is nie 'n mislukking nie. Jy is nie net 'n average Joe of 'n average Jane nie. Jy is nie te oud nie, jy is nie te jong nie. Jy is nie te lelik nie, jy is nie te mooi nie. Jy is nie te ryk nie, jy is nie te arm nie. Maak nie saak van die kwalifikasies nie. God het jou gemaak, beteken hy te hoop. Jy is nie 'n niks nie. Jy is nie 'n niks nie. Verstaan eers wie jy is. En dan gaan jy vorentoe. Die tweede punt. Kan jy sê hierdie is prakties, nee? Hierdie is prakties. En hierdie is goed wat jy vermeld, want ek praat dit ons met mense ook nie net in kerkkonteks, ek praat met mense in besigheidskonteks, maar sê ek vir hulle dit ons weet as ek praat oor hulle besigheid oor maatskappy. Wie is die maatskappy wat hulle altyd weet hulle visie en hulle missie en waar hy gaan as ek stop net eers en vra net wie is julle? En wat definieer julle en wie is julle nie? Die tweede punt, die tweede anker, die tweede hoe gaan ek vorentoe? So ek moet weet wie ek is. En dan getrouheid in klein dingetjies. Klein dinge maak so. Jy dink ek praat nou hier oor 'n groot toekoms en jy weet 'n lewensveranderende ander lewe somewhere along the line. Ja. Maar eintlik begin dit met klein goedjies. Klein gewoontes. Klein veranderingkies. Klein saadjies. Elke boom begin met 'n klein saadjie. Maar hoe meer jy getrou is in die klein dinge, dan begin daai saadjie te groei. En dan kry jy daai groot vrugte. Lukas 16 vers 10. Wie getrou is in die kleinste ding, is ook getrou in die groot. Bewys jou getrouheid in die klein dinge. Wees gedissiplineerd in die klein dinge. Kan ek daar's 'n baie goeie video op YouTube van 'n dis my gunsteling video. Van 'n Amerikaanse admiraal in die vloot. En hy het by 'n universiteit se graadplegtigheid gaan praat. Hy's 'n militêre man. Ek het toe later hy's ook toe een van die ouens wat Osama bin Laden gevang het. Nie gevang het, uitgehaal het. Maar jy moet hierdie ding gaan kyk op YouTube. Ek kan nou nie onthou wat sy naam nie. Maar hy praat oor die belangrikheid van jou bed maak. En dink aan, is 'n admiraal, een van die hoogste ampte in die Amerikaanse vloot, en hy praat met 'n klomp studente. Ek dink dit was Harvard of dit was een van die groot universiteite. En hy praat met hulle oor hulle bed maak. Gaan kyk wat weer. Maar ek gaan dit op so hy het 'n klein dingetjie, 'n klein veranderingkie, soos om net self jou bed te maak in die oggend. Nou dat dalk maak meeste van julle hele bed, gebruik dit so. Om jou bed te maak self in die oggend. Weet jy wat 'n groot verskil kan dit in jou lewe? Jy word wakker, jy staan op, jy maak jou bed. Dis klein, dis dom. Maar dit is die eerste ding wat jy gedoen het. Dit is die eerste oorwinning in die dag. En dan die volgende ding wat jy moet doen, is makliker. En makliker. En makliker. Klein gewoontes. Klein gewoontes van uitnemendheid. Small habits of excellence. Maak 'n baie groter verskil. Baie groter verskil. As groot ingryping in jou lewe. Reg. Klein, hou gesonde klein gewoontes in jou lewe. Aan die een kant geestelike dissiplines. Jy hoef nie 'n uur elke dag te bid nie. Ek bid nie 'n uur elke dag nie. Kan nie. Ek het altyd gedink ek moet